die podcast. Goeienaand luisteraars, baie welkom by ons heel eerste. Welkom terug luisteraars, ek is Harry, hierdie is Joe en hierdie is die Harry en Joe Experience. En vandag het ons vir die eerste keer saam met ons op ons bank ons heel eerste gas in die vorm van Aiden van Heerden, bekend vir sy baard, sy verstommende intellek, sy tas en sy hoed. Aiden, lekker om jou hier te hê, vat hom vas. Baie dankie meneer, dit is lekker om hier so te wees. Dit is lekker om met pelle hierdie te kan doen en 'n voorreg om julle eerste gas te kan wees. Wat 'n ongelooflike voorreg om iemand eintlik nie te hê wat so vas is in dit wat hy glo en dit wat sy opinies is en sy wysheid. En dit is presies wat ons op hierdie Harry and Joe Experience wil hê, is die feit dat iemand kom en hy kom sit en hy kom gesels en hy kom deel sy opinies oor wat hy oor dinge dink. Ja, ons probeer nie skaam wees vir enigiets hier nie. So dis presies wat ons hier probeer bevorder. Hooplik sal ek daarom 'n goed gegronde opinies en meninge kan lewer en nie die wolkkastele gaan rig nie. Aiden, jy lees so baie boeke, ek dink jy sal weet wat so opinies is. Ek dink as enigiemand strooi gaan aanjaag, sal dit ons wees. maar ja, dis eintlik nogal interessant hoe ek en Joe besluit het om jou ons eerste gas te maak. Ons het daaroor gepraat. Ons het gesê jy's amper die een van die uniekste ouens wat ek al in my lewe ontmoet het. Ek dink Joe kan dieselfde sê. En dis net eintlik toevallig dat ons jou elke dag sien. So ek het jou in sowel as raak geloop vroeër die week en ek het jou vroeër vandag in ons erfwegklas het ek die reëlings vasgemaak. So ek's bly ons kon dit maak werk. Ek's net so bly. Ek moet sê die geleenthede wat die universiteit uitbied kom ook onverwags op, want dis Lekraak loop vas. Jy het my wat Dinsdag gevra so. Ja, nee, absoluut. Weet jy wat Lekraak beteken? Ja, dankie. Maak dit seker. Maar Aiden, vertel ons 'n bietjie van jouself man. Sê vir ons van waar af kom jy? Ons weet jy kom ons eintlik van die Kaapse kant af. En sê net 'n bietjie, vertel 'n bietjie van jou familie, wie jy is, van waar af jy kom, wat skool was jy, en dat die luisteraars bietjie jou ook leer ken. Wel, ek nie regtig veel om te vertel nie. Ek is die oudste van 2 broers. Kleinboet is 2,5 jaar jonger as wat ek is. Hy's nou 18. Maar jy sê hy het 'n baard. Ja, hy het ook 'n baard soos ek. En saam met pa. Ja. So arme ma, ons voel 'n bietjie jammer vir haar soms. Maar ek was eintlik in Irene gebore, maar op 7-jarige ouderdom het ons na die Kaap verhuis en sedertdien het ons in verskeie dorpe langs die Kaapse kus en ook nou meer is onlangs in Montague gelewe en gewoon. Ons het maar rondgetrek saam met pa se bediening waar ook al hy beroeping nou gekry het. Ja, as gevolg miskien daarvan, maar ook maar meer vir oortuigingsredes is ons beide ek en Kleinboet tuisskolers gewees. So ons het nie regtig enige formele program gevolg nie, maar die skoolprogram uitgewerk. Dis maar die grondslag vir alles wat ek weet kom maar van die tuiskool af. Dis eintlik skrikwekkend om te dink dat iemand uit hulle eie hoedanigheid eintlik iemand so, ek wil amper, skrikwekkend is die woord waaraan ek nou dink, want glo my, jy's in my opinie skrikwekkend. Dames en here, ek dink julle verstaan hoe hierdie ou, hy's 'n masjien in die klas, hoor. Hy ken elke hofsaak amper ooit geskryf. Al letterlik, hy het elke liewe boek gelees. Dis soos daai Chuck Norris grappies. Toe die eerste foon ontdek was daar 2 missed calls van Aiden van Heerden af. Jy weet. So dis omtrent die vlak waarvan ons hier praat. Hy is soos ons alledaagse ChatGPT. Jy kan na hom toe gaan en hy sal vir jou presies uit 'n handboek 'n feit kan maak. Nee, dis skrikwekkend. Nee, soms vra ek om net om te herhaal, want ek het gehoor, maar ek het definitief nie verstaan nie. Nou Aiden, ons het nou natuurlik 'n paar vrae wat ons vir jou wou vra. So dis nou iets waarvoor ek eintlik al die hele week uitsien. So as jy jouself nie deur jou beroep of jou studies kon beskryf nie,
maar net wat deur jou passie gedryf word. Wat sou jy sê definieer jou? Definieer is nou 'n moeilike kwessie want of ek neem aan hulle bedoel watter stokperdjies, belangstellinge, faktore het beduidende invloed op 'n mens se sielswese. Maar ek sal sê ek is eerstens 'n Christen voor ek enigiets anders is. Ek's nie baie goed daarmee nie, glad nie, maar ek poog om volgens God se woord te lewe en dis waar my hoofbelangstelling is eintlik teologie. Die eintlik laasweek het ons dominee oom Frank de Wet uit 'n preek gegee en basies een van die punte wat hy net terloops gemaak het was met watter vers is jy besig. So dit is maar wat ek myself probeer afvra is as ek nou studeer watter vers is ek meer besig as ek met mense praat watter vers is ek meer besig. Dis al nommer 1 wees, maar rakend ander stokperdjies wat beduidende invloed het is maar letterkunde, my studies is meer as net studies, dis ek geniet hier regsleer op 'n hoofgrondelike vlak, laat ons sê dit om te sien hoe die maatskaplikheid se orde van die geregtigheid moet funksioneer en soms funksioneer is vir my meer as net iets om te leer. En dan ook natuurlik musiek en enigiets met lees te doen. Hoekom het jy dan nie besluit om teologie te gaan swaar? Hoekom het jy besluit om in die reg? Dis 'n goeie vraag, Joe. Ek het lank oorweeg om APK se akademie toe te gaan, maar daar's vernuf in die regsleer nodig en mettertyd hoop ek om daai nodige vernuf aan te kweek. So. Ja, maar Aiden, net vir interessant ook, ons wou eintlik nou nog vra, wys bietjie jou hoed en wys bietjie jou tas wat jy elke dag saam dra. Die hoed, ja nee, ons het hom, dis maar, wat is die maak, ek dink dis die Rou Goodens, maar ons het hom op afslag in die Kaap gekry, ergens 6-7 jaar gelede, en sedertdien is dit maar permanente deel van my uitrusting, en dan die tas het ek by Centurion Hospice gekry, want uiteraard van die saak met die studies, soos wat julle beide sal weet, dra mens konstant boeke saam. Ja, ek wil dit net duidelik maak, ek en Joe lyk soos baie selde so netjies. Aiden dra elke liewe dag van sy lewe 'n pak. Ek het hom nog nooit sonder een gesien nie. So ek sal eintlik net wil weet hoekom. Want ek dink ek het jou eintlik in ons eerste jaar bietjie daaroor uitgevra, maar ek sal nogal dit geniet dat die luisteraars ook kan weet. Dis 'n goeie vraag, maar vra dit ook soms af. Hoekom kan dit nie bietjie normaal wees nie? Ek dink dat dit vir my is dit laat ons maar, of laat ek so sê, dis vir my fisiese beliggaaming dan van 'n ideaal as te ware. Natuurlik skryf die skrif nederigheid en so meer nederigheid en verantwoordelikheid voor en vir my is dit 'n goeie herinnering daarvan. Al moet ek nou baie duidelik wees, die uiterlik is nie noodwendig voorskrywend van die innerlik nie, maar dit is in my mening weerspieëlend daarvan. En ek dink in die evangeliese kring en gereformeerde kringe waar ek vandaan kom, is daar 'n geweldige klem op dat vrouens beskaafd moet aantrek, maar daar word nie vir die mans vasgevat om ordentlik of netjies te lyk nie. Interessant genoeg nou dat jy praat van vrouens en mans wat beskaafd moet aantrek. Ek sien nou eendag so 'n post wat iemand gemaak het, maar dit is 'n bordjie wat by 'n naby winkelsentrum was, waar die winkelsentrum fisies sê hoe die mans en vrouens binne die winkelsentrum moet aantrek en nie aanloklik moet aantrek nie, want dit maak dit soveel meer gevaarlik. En ek dink dis bietjie maar waartoe jy verwys, mens moet respek vir jou liggaam, mens het respek vir jou liggaam, maar eerstens het jy respek teenoor God. Ja. En jou liggaam is 'n tempel van die Here. Dit is nou op die ou end wat ons moet onthou en dit sluit amper elke aspek van lewe in, hoe jy aantrek, wat jy aan jou liggaam doen. Ek bedoel, ja, dit en dis meeste van hierdie goed is in ons beheer en dis ietsie om in gedagte te hou. Natuurlik wat 'n mens baie versigtig oor moet waak is dat dit net uiterlike werke kom, want dit is die teenoorgestelde
dwaling wat ons kan neem soos die Fariseërs. Interessant genoeg in Matteus spreek die Here hulle sterkste aan nie hoofsaaklik omdat hulle vas en bid en vrywillige gawes aan die armes gee nie, maar omdat hulle harte en houdinge verkeerd is. So die enige uiterlike werk moet eintlik 'n uitvloeisel van 'n innerlike houding wees. Nou, na my volgende vraag toe, dit is vir my eintlik 'n werklike eer om te kan sê ek en jy is vriende en pelle, en dit het maar begin omdat ons saam swat. En een van die dinge wat ek aan jou kenmerk is jou liefde vir die reg, maar hoe afskuwelik jy sekere gedeeltes van die reg kan vind. So ek wil en ek weet een van die spesifieke gedeeltes van die reg wat jy die minste interessant vind, en hierdie is net om jou bietjie beter te leer ken, is belastingsreg. Ek wil net werklik weet hoekom. Belastingsreg, Harry. Want ek is sleg met wiskunde en belastingsreg wanneer mense dit moet praktiseer. Nou, ek kwalifiseer my mooi, anders gaan ons fakulteitslede vir my teregwys. Maar wanneer mense dit moet praktiseer, sal mense redelik baie wiskunde moet gebruik om te sien wat met die belasting nou gebeur het. Maar die teorie is vir my so interessant as enige ander gedeelte van die reg. Ek sal nooit kan nie. Nou, wat beteken die reg vir jou? Is dit suiwerlik, is dit 'n instrument? Is dit ek wil amper sê 'n manier van lewe? Wat is die reg vir jou? En kom ons sê jy word nou eendag regter of 'n praktiserende advokaat of prokureur. Hoe sal jy jou verstaan en jou opinie oor die reg handhaaf en gebruik in jou beroep? Nou, dankie vir die vraag. Dis ek dink 'n belangrike vraag vir elke praktisyn of regter of selfs belangstellende in wat hulle vir hulle self moet afvra. Maar ek dink die grootste vertrekpunt is dat die reg en geregtigheid onlosmaaklik is. Ek dink as 'n mens teruggaan na grondelike beginsels, is dit soos wat kinders op 'n skoolterrein vir mekaar sê tydens pouse, why and who says. Ja. Die hele regstelsel kom van een of ander godheid af. Daar's iets wat mense as 'n verhewe standaard af wat die reg na verwys. En ek dink wat vandag se tekortkoming in die reg ten oorsaak is die skeiding van die reg en dan die God van die Bybel. Ek dink altyd aan Simon van Leeuwen wat in sy het Rooms-Hollands reg open deur om te sê geregtigheid is die juiste gelykheid of eweredigheid van die deugde. Ek vertaal maar vry na my herinnering, maar is gebrekkige vertaling. En dan ook dit is die gejuiste ewenheid kom slegs van 'n kennis van die regswetenskap, maar ook kennis van die goddelike geregtigheid. Dis boek 1 of boek 1 afdeling 1 paragraaf 1 tot 5. Maar so jy sou sê dat geloof moet 'n kardinale rol in die grondwet speel eintlik in die reg. Ek dink so, maar die ironie is jou te doen juis. Ek dink Prof Koos Malanse en Prof Ilse Groblaar Du Plessis se uiteensetting in hulle aanleiding rakend onder die hoofstuk grondwetlike teologie is eintlik iets wat almal moet lees, want die taalgebruik en die beginsels wat 'n mens daar vind, het jy dalk 'n grondwet byderhand. Ek kan vir jou sommer hier kry. Dit sou gaaf wees. Nou dames en here, Eyren, jy het gewoonlik 'n harde kopie van die grondwet, nê? Nee? Ja, gewoonlik, maar ek het dit dan terloops nie saam nie. Dis werklik indrukwekkend. Maar Eyren, terwyl jy nou kyk en soek, sal jy dan sê dat die grondwet totaal en al op die Bybel gebaseer is, of sê, want duidelik is dit eintlik nie, maar sou jy sê dit moet wees in die sin van dat dit presies vanaf hoe die Bybel vir ons leer moet 'n grondwet opgestel word. Ek sal nou die vraag antwoord, ja, maar ons sien sommer in die
in die aanhef ons die mense van Suid-Afrika erken die ongeregtigheid van verlede, maar wie is dit wat die standaard skep, is ons die mense. En dan praat die hele aanhef van die wegbeweging of 'n verlossing as te ware van geskiedkundige onreg. En dis 'n teologiese argument, en ek sê nou nie dat daar nie onreg in die verlede was nie, maar dis nie geskoei op juis op mensregtigheid, waardigheid en so meer. En ek dink dit het kop verloor, en daarby jou vraag, Joe, 'n mens moet versigtig wees, want ek weet baie Christene sal die Ou Testament net so wil vat en die Levitiese reëls net spoeg en plak, maar 'n mens moet kyk wat die Here se bedoeling daarmee is. So, ek sal natuurlik gereformeerde baptist, die Presbyteriane en Baptiste sien dit bietjie anders aan hand van die verbondsteologie, maar ek dink 'n mens moet baie versigtig wees om jou grondwetlikheid van die skrif te onderskei. Ja, ek stem saam. Maar wat jy sê is eintlik verskriklik belangrik, want ons verstaan van wat reg of verkeerd is, kom juist van ons geloof af. Ja. Die feit dat ons kan onderskeid tref tussen wat reg en verkeerd is nie net 'n ding van ons uit die Bybel wat ons lees, maar dis fisiese God gegeewe gawe wat die Here vir ons gegee het om te kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Daar's niemand op hierdie aarde wat nie weet wanneer iets reg of verkeerd is, want dit is in ons DNA. Die Here het ons so gemaak. En daarom kan mens sê dat as jy sonde pleeg en jy sê jy het nie geweet dis sonde nie, is dit eintlik een van daai ironiese goed van die Here het jou met daai wysheid geskape. Ja, dit gaan terug na die geskape na die ewebeeld van die Here. Dis teoloë onderskei tussen oordraagbare eienskappe en nie oordraagbare eienskappe van die Here, in Engels immutable attributes, en vergeet die ander een, maar die Here het deel van sy eienskappe of dus byvoorbeeld liefde, gesin vir geregtigheid, barmhartigheid ook tot 'n mate met die mens gedeel, tot 'n baie mindere mate, maar deel daarvan is om te weet wat reg en verkeerd is, want ons in Romeine 1 praat daarvan dat almal dat hulle doelbewus en opsetlik die kennis van God, dit is wat reg is, onderdruk het. So, ons het nou natuurlik gepraat oor die grondwet. So ek wil net eintlik by jou hoor, weet mense van Suid-Afrika genoeg oor hulle regte? Dit is 'n baie goeie vraag. Ek gaan maar redelike omstrede mening lewer. En dit is dat mense te gelyk, te min en te veel van hulle regte weet. Ek dink te min in die sin dat daar nog baie keer wanneer daar onregmatige inbreuk op regte gemaak word. Ek dink veral in die plaaslike gemeenskap en tradisionele gemeenskappe is die mense huiwerig om vir hulle regte op te staan en te sê nee, wat jy doen is verkeerd. Al het die gemeenskap nou byvoorbeeld Ukutwala vir jare en jare beoefen, is dit beteken nie dat dit reg is nie, en dit lei dikwels tot misbruik in daardie omstandighede. So ek dink in daardie sin sal dit goed wees as mense bewus kan word, hulle het eintlik die beskerming van die moondhede. En dit is die plig van die regerende bewind, hulle dra die swaard om kwaad te straf, reg te beloon, Romeine 13. Maar wat ek sê, hulle weet te veel daarvan, verwys ek nie eintlik na Suid-Afrikaanse verskynsel nie, ek verwys na die moderne westerse verskynsel van ek het hierdie reg, ek is geregtig, ek. En dit kom van 'n wêreldsbeeld waar daar nie hoofgrondlikheid op God en sy persoon geplaas word, waar die persoon geplaas word. Want as mens kyk na die 10 gebooie, is dit alles in, hoe sal mens sê, in verband teenoor God, dis in pligte vervat, liewes as regte. 'n Mens het 'n verantwoordelikheid om die Here te aanbid en nie afgoderry te pleeg, en jy het 'n verantwoordelikheid om nie jou buurman se vrou af te vat nie, 'n verantwoordelikheid om nie te steel en so meer.
Natuurlik spruit daar regte daarvan uit as 'n begrip, maar ek dink wat gevaarlik is wanneer 'n mens 'n ontologie van regte het, want die enigste tyd wat ek kan dink van reg in die sin van die nou sin wat ons dit ken in die Bybel gebruik word is in Johannes is die evangelie waar hy sê aan almal wat Christus ontvang het, aan hulle is hy reg gegee om kinders van God genoem te word. En dis iets wat ek nog nie heeltemal self tot volëinding uitgepleis het nie, maar dit is iets wat bietjie met my kop smokkel in die laaste tyd. So jy sou eintlik sê mense het te veel regte onder die grondwet. Ek sal sê hulle het net soms te min, maar ek sal sê hulle het dit verkeerd bewoord. Of dit is weer eens wat om terug te keer, ek het mos gesê dat die uiterlik dikwels fariseeties of heiligelaaragtig is. En ek dink dit is of aangrensend daaraan, want as 'n mens die verkeerde houding het en al sê jy die regte dinge, of ek gebruik nou houding in 'n baie vaar wyse, maar as mense verkeerde houding het en sê tog die regte dinge, beteken nie daai dinge is reg nie. So jy het nou gesê hulle het soms te min, maar dit wat wel daar is, het hulle verkeerd bewoord. Ja. Hoe sou jy dit dan bewoord het? Dis natuurlik soos wat my ma sê, as jy nie deel van die oplossing nie is, jy deel van die probleem. So dit help nie dat jy sit en teem en kla aan die kantlyne nie. Ek sal maar artikel 9 reg tot gelykheid vat. Die premise daar is alle mense is gelyk, maar in die jy was ook met prof Koos Malan se lesing aanwesig. Hy het redelik in diepte na die tyd eintlik oor substantieve en formele gelykheid uitgewy. En ek dink daar's twee tipe gelykheid. Die skrif sê die wysheid is begin met die vrees van die Here, maar dan ook dat nederigheid daarmee oorgrondelik verband hou. So ek dink 'n mens moet eers besef jy is almal gelyk voor God. Eerstens dat almal geskape is voor hom en dat almal sondaars is voor hom. Maar dan is daar natuurlik verskillende gawes wat hy aan mense gee. En ek dink die probleem met die huidige bestelse idee van gelykheid is hulle wil alles tot 'n eenvormige standaard aftrek deur om van sommiges weg te vat en aan sommiges te gee. Liewers dat hulle aan elkeen gee dit wat sal toerus om sy godgegewe plig in daardie omstandighede te vervul. En dit keer terug na van Leeuwen, dis die gejuiste ewenheid van die deegte. So in daai gejuiste ewenheid dink ek dui aan dat elke persoon verskillend toegerus word volgens sy amp en volgens sy verantwoordelikhede. Byvoorbeeld dit sal nie help dat jy sekere beperkings op die president het wat elke burger met nie, maar die rede vir daai beperkings vir daai tekort aan beperkings sodat hy sy pligte kan uitvoer. Ons dra natuurlik ek en jy dra natuurlik nie daai verpligtinge nie. So ons het nie 'n ander standaard nie, maar 'n verskillende beliggaaming van dieselfde geregtigheidsstandaard nodig. En as jy 'n Christen is dit eintlik 'n ding van mense moet besef die Here het vir jou sekere pligte gegee. Hy het vir eerstens die plig gegee om die aarde te bewoon, te bewerk, te bewaar en te vermeerder. Maar dan het hy ook spesifieke pligte gegee vir mans en spesifieke pligte gegee vir vrouens. En dit is eintlik die ironie van gelykheid. Hoe kan jy almal gelyk wees as jy verskillende pligte het? En want as jy daai eintlik uit die Bybel uitvat, as jy 'n Christen is en jy lees die grondwet en jy sê okay, ons almal is gelyk onder die reg. Ja, maar ons almal het verskillende verantwoordelikhede. Soos wie se werk is dit eintlik om die broodwinner te wees? Wie se werk is dit eintlik om die kinders groot te maak? En daai is die tipe vraag wat eintlik uit by die grondwet gelyk maak, maar die Here sê vir ons dit is nie gelyk nie. Hy gee spesifieke rolle aan elke geslag, want elke geslag het spesifieke vaardighede en het spesifieke uitgangspunte hoe hulle dit sou benader en die Here weet wat
se benadering gaan die geslag, wat se geslag het die beste sou kon benader. So daarom gee hy vir ons sekere verantwoordelikhede en pligte om te doen. Ja, ek stem heeltemal saam daarmee, maar dis 'n redelike omstrede kwessie daai. Okay. Maar ek dink 'n goeie grondwet sal daardie verskillende in verantwoordelikhede beskerm, maar dan ook soveel remme en teenwigte soos wat redelikerwys nodig is om misbruik van daai verantwoordelikhede en mag te belet in plaas te stel. Ja, maar daar's altyd die kant van gebruik jy dit verkeerd of gebruik jy dit reg. Ja, So ek dink dat jy slaan die spyker op die kop. Ek dink is ook belangrik om te onthou dat die aard van 'n demokrasie soos ons land en die aard van eintlik meeste amper elke land in die wêreld op westerse wêreld. veral die westerse wêreld, ja, jy's reg, is die vlak van diversiteit. Jy weet, so waar ons almal wat in Suid-Afrika is onderhewig is aan die grondwet, the rule of law, niemand is bo die reg nie, kan behalwe God, maar in terme van die grondwet nou het ons 'n bepaalde opinie van ons pligte as, kom ons sê, mans, en vrouens, Christelike vrouens het 'n bepaalde opinie van hulle pligte as vrouens, maar die grondwet kan nie net voorsiening maak vir die Christelike en mans en vrouens nie. Hulle moet voorsiening maak vir 'n gelyke standaard tussen verskillende gelowe, verskillende geslagte, verskillende ideologieë en verskillende kultuur en taalgroepe. So ek dink in daai opsig kry die grondwet dit in sekere, veral hoofstuk 2 van die grondwet, die handves van regte, kry dit in 'n sin nog steeds baie goed reg. Daar kan altyd verbeter word, maar mens kan nie net slegs uit 'n geloofsoogpunt na veral die handves van regte kyk nie. Die probleem net met dit is as ons uit 'n Christelike perspektief wat ons nou hierso sit redeneer. Die oomblik as jy daai Christelike perspektief wegvat, dan beloof die Here sonde wat daai gaan voorspeel. So punt is, ja, ons kan nou 'n grondwet sit vir die hele Suid-Afrika om almal te beskerm. Maar wat gaan dit wat dink jy Aiden is die probleem daarmee? Ek dink jy sal dit eintlik goed kan beantwoord. Wel, ek dink 'n mens wil dus na die vraag gaan jy Sharia, Christelike weergawe van Sharia reg wil gaan toepas. En vir ons in Suid-Afrika is dit 'n baie belangrike vraagpunt, want daar's juis sulke diversiteit. Ek dink dis jy verwys aan die hoofstuk 2 van die grondwet, maar die res van die grondwet is amper meer belangrik van dit dui op hoe hoofstuk 2 toegepas kan word, is prosedurele aspekte daarvan. Ja, die handves van regte is eintlik die ruggraat wat die hele lyf maak werk. Ja. Maar ek sal versigtig sê dat 'n mens kan nie regtig afwyk van wat jy weet en glo reg is nie, want 'n pluralistiese samelewing werk net nie. Ek sê nie dat 'n mens nie diversiteit moet hê nie. Ek dink diversiteit is 'n baie goeie ding, maar om dit daai spanning of te wil afdwing van nee, ons moet 'n gelyke standaard hê en dit doof juis diversiteit. Daar's een hofsaak NRM teen FN en ander wat nog hierdie jaar beslis is, wat beslis het dat in polygame gebruikelike huwelike die vrou se toestemming absoluut noodsaaklik is. En ek dink dis 'n goeie beslissing, want dit skakel baie misbruik uit, maar dit is onder die vaandel van bevordering van die inheemse kultuur gedoen. Maar daar's baie inheemse kulture wat natuurlik neerkyk op die vrou se toestemming. So om daai spanning te reguleer is baie moeilik, en ek antwoord nie heeltemal mooi julle vraag nie. Maar basies waarop my mening neerkom is dat 'n mens moet staan vir wat jy
reg ding want dit gaan in elk geval gebeur. Jy gaan hulle in elk geval afdwing tot een of ander standaard. Die vrou se toestemming, het sy dit reg is, het sy dit nie reg is nie. So sorg maar net dat die standaard waarna jy mense afdwing die regte standaard is. Ek het eintlik 'n opvolgvraag op daai. Ons het bietjie noudag daar gesit en redeneer. Maar die hele probleem met 'n demokrasie en wat se probleme uit 'n demokrasie voortspeel. En natuurlik is hierdie nou totaal net my opinie, dit is maar net wat ek daar dink, maar as jy uit 'n Christelike perspektief kyk na 'n demokrasie, 'n mens kies omtrent altyd sonde, want jy is 'n slaaf teenoor God. Maar ons was slawe teenoor die sonde. Toe Jesus vir ons sondes gesterf het, so nou is ons 'n slaaf teenoor God, om alles te probeer wat ons probeer doen, soos jy nou gesê het. Mens kry dit nie regtig goed reg nie, maar jy probeer hom gehoorsaam, soveel as moontlik. Nou die vraag wat ek het is, as die mens altyd verkeerd kies, hoe kan jy hulle toelaat om in 'n demokrasie reg te kies? Verstaan, die mens, die beste en ideale en die voorbeelde wat jy uit die Bybel kry, is 'n koninklike, is iemand wat eintlik in beheer gesit is deur God. Vat nou al baie voorbeelde wat in die Bybel gesit is. En dat 'n demokrasie altyd eindig in die mens wat verkeerd kies, want die mens neig altyd eers na sonde. Ja. Daar's ons daai bekende Latynse slagspreuk, demokrasie is vox populi, vox dei. Die stem van die mense, die stem van God. En daar's met baie van die mense wat ek mee praat, is maar geneig om dit as 'n heidense idee af te skiet. Maar en ek waardeer wat jy sê, Johannes, wat terugwys na die Ou Testament waar die beste regerings onder koning Dawid is. Natuurlijk. Een van my gunsteling is koning Josafat, hy is 'n meer obskure figuur uit die Ou Testament. Maar ek dink die probleem daarmee is 'n mens moet eerstens in gedagte hou dat die koninklike model ten eerste Israel het dit in rebellie teenoor God aangeneem. Yes. Maar God het dit spesifiek vir sy doeleindes in daardie tyd van die verlossingsgeskiedenis gebruik vir Israel. Ons mandaat lyk bietjie anders. En ek dink vandag kan 'n mens meeste regeringsstelsels tot eer van God bedryf. Ek sluit dan goeie soos kommunisme en fascisme en ooglopend goddelose stelsels uit. Maar jy kan ek dink persoonlik jy kan 'n monargie tot God se eer bedryf, jy kan 'n demokrasie tot God se eer bedryf, en dan verskeie forme daarvan. Want die skrif is nie duidelik, gee nie duidelik bevel watter regeringsstelsel jy gaan gebruik nie. So ek dink dit sluit nogal aan met jy het gesê dat mense altyd sonde sal kies. En ek stem heeltemal saam. Daarom het mense 'n regstelsel nodig wat geregtigheid beliggaam en wat hierdie sonde keuse versper. So wat die Christense taak is eintlik is om af te vra, hoe gaan ek in my politieke milieu nou daardie regstelsel verwesenlik? Vir ons is dit 'n wat in die Romeins-Hollandse tradisie staan, is dit basiese demokrasie of allerminstens 'n oligargie. Maar mense moet vra, hoe gaan jy daai stelsel oprig tot God se eer en hoe gaan jy net geregtigheid beskerm en bevorder in daai stelsel? Maar dink jy dink jy met 'n diverse land waar soveel verskillende maniere van glo is, dat dit enigstens dan 'n demokrasie moontlik is dat jy jou Christelike maniere op die wet kan uitvoer, soos dat die wet 'n Christelike wet is, as ek dit so kan sê. Dis nou die vraag. Ja, groot vraag. Jy vat dit van teorie na prakties. En ek wens ek het 'n goeie antwoord gehad. Ons het ook nie. Ons vra die slimste in die kamer, jy weet. Ek wens ek het 'n goeie antwoord gehad daarvoor. Ek weet dat 'n mens nie kan prys gee wat jy weet reg is nie. Maar hoe om dit toe te pas in die Suid-Afrikaanse konteks met sy veelvolkigheid en die beleid daarvan is moeilik. Volgende vraag wat ons het is eintlik meer gerig op iets wat jy nogal op vas staan, en dit is, jy sê elke mens moet 'n teoloog wees. Hoekom sou jy so sê?
Eerstens omdat hulle reeds 'n teoloog is. Okay. En daarbij bedoel ek gebruik teologie, daar's natuurlik die eng definisie van teologie wat natuurlik net 'n studie van God en sy persoon self is. Maar ek gebruik teologie hierso weier want elke mens het 'n beskouing van het 'n beskouing van God en 'n beskouing van hoe hy teenoor God staan en hoe die wêreld teenoor God staan. So dit is noodwendiger, dit is onvermydbaar. Selfs al sê jy is ateïs, is dit by definisie jy glo iets oor God al glo jy dat hy nie bestaan nie. En ek dink die belangrikheid van 'n goeie en gesonde teologie is die hoeksteen van enige wêreldsbeeld. Wat is 'n wêreldsbeeld? Dit is jou verstaan van die werklikheid, hoe alles by mekaar inpas, hoe jy weet hoe jy is beskou dat die verskeie dele van die samelewing, die maatskaplikheid, die natuur, 'n menswees, alles saam inpas en dis alles op 'n kennis van God geskoei. So dit is die belangrikheid van 'n gesonde en Bybelse teologie. Okay, ek het dan 'n vraag want jy praat nou oor wat dit is om 'n teoloog te wees en hoekom almal 'n teoloog is. Ek wil eintlik net weet in een sin, wat sal jy sê is nou net as jy nou moet dink, hoe sal jy teologie definieer? In een sin. Okay, soveel soos wat jy wil. Hoeveel kommapunte? Ek was lank gesit. Dis al lank. Boom. Want ek sal teologie definieer as strewe na die kennis van God se persoon en sy eienskappe deur middel van die skrif wat aan ons deur hom openbaar is, soos wat dit na Christus wys en deur die Heilige Gees in sy werk op ons toegepas is, sodat ons hom kan ken en daardeur verstaan waar die mens, die skepping en die skepingsorde teenoor hom staan. Dis 'n mond vol daar. Maar dit maak baie sin. Jy hou aan my brein breek. Okay, maar ek het eintlik dan of het jy 'n vraag? Ja, ek het eintlik ook iets wat ek wil bylas. So sou jy sê dat die vraag oor dis eintlik onmoontlik om in niks te glo nie. Jy glo altyd in iets. Want as jy in niks glo nie, glo jy ook in iets. Ja, Jy glo daar niks is. Die ateïs paradoks, So, wat ook ja. hulle dit noem. As jy dalk 'n opinie daaroor het, Ek stem saam, ek het onlangs weer deur die existentialiste gelees dat Camus, Kierkegaard, Kierkegaard is wat minder as die res van hulle, maar Kant en Karl Barth ook. hulle het nou geklink as jy 'n ander taal praat. Ag so, Hy het basies. dit is mense met hulle is maar verskeie filosofe van die laaste en voorlaaste eeu. Mense kan hulle natuurlik nie onder een kam skeer nie. 'n Mens moet elkeen afsonderlik behandel as 'n mens en Ja, dit is indrukwekkend op hulle eie maniere. jy moet 'n repliek op hulle menings gee op hulle eis. Maar ek dink die fout wat hulle maak is al sê hulle baie van hulle voorbehou dat dit in kern die lewe niks geen fundamentele betekenis het nie en dat betekenis deur verskeie wyse verwerf word. Ek dink die fout wat hulle daarmee maak is hulle maak 'n objektiewe waarheidstelling daar. Dit is 'n grondliggende waarheid waarop hulle hele werklikheids- en wêreldsbeeld bou. En in daardie wyse glo hulle in 'n fundamentele ding. Dis onvermydbare funksie van menswees, dink ek. Want ons almal weet daar's God, ons almal weet daar's 'n goddelike onderskraging van die heelal. Die hartseer ding is net van 'n mens daarvan afwyk, gaan jy allerlei nonsens vind om daar in daai plek in te prop. Ek stem saam. Nou Aiden, eintlik dis 'n inleiding na my volgende vraag toe. En dis eintlik nou 'n bietjie van die os op die jas, maar jy het intendeel nou bietjie vir ons klavier gespeel. Jy het 'n verskriklike liefde vir musiek en dis een ding wat ek en jy ook in gemeen het.
Johannes, jy is ook lief vir musiek, maar ek Ja. sal sê ek en Aaron Julle speel definitief bietjie meer instrumente as ek. Ja, Ja. ek speel die ukulele en ek speel so 'n paar liedjies, maar dis dit. ja, en jy kan ook raai terug sing. Nee, ek kan nog wel goed Because sing. I'm mad, but man. Ja, ek sal later vir die video wys Aiden. So Ja. en natuurlik jy's 'n regstudent, so ek wil net eintlik 'n paar vrae vra want dis nie altyd daar kan nie altyd 'n lyn tussen die reg en musiek getrek word nie. So dis nogal 'n vreemde en 'n wye belangstelling om te hê. So ek wil net weet, as jy musiek moes beskryf as 'n wet, wat sou in die wet gestaan het? Wat sou die reëls gewees het van musiek? Sal dit 'n geval gewees het van geen heavy metal nie of slegs blues of wat sal jou Slegs Taylor Swift. Wel, ek gaan nou kyk of ek nie iets onverwags kan ingooi nie. Musiek gebeur wanneer mense die reëls verbreek, maar Ja, daai is goed. maar om die reëls te breek moet jy hulle beter ken as mense wat net die reëls volg. Jy klink soos iemand wat regtig sal tronk toe gaan die oomblik. Hy ken so goed die grondwet. Hy weet presies wat om verkeerd te doen om nog steeds nie gevang te word nie. Pretty much. Ja. Die ding met musiek is daar is daar is baie reëls in verskeie gebiede van musiek. Die basiese daarvan dink ek is maar harmonie leer. Alles wat daarop is natuurlik kontrapunt, die ritmiese leer ook daarbey verskillende teorieë oor klank en die benutting van verskillende instrumente se klanke. Mense kan lank en in diepte dit studeer. Maar ek dink as 'n mens na Bach se musiek kyk, hy is maar net 'n bekende komponis. Die wonderbaarheid daarvan kom in wanneer hy die reëls breek en die wisselwerking tussen gebroke reëls en instandhouding van die reëls handhaaf. Byvoorbeeld as 'n baie goeie kontrapuntiskundige, hy is nou lank dood, Ebenezer Prout. Hy het redelik baie goeters geskrywe of musiekstukke geskrywe, maar dit klink alles meganies en hy het dit streng by die streng kontrapuntiese reëls gehou. Ek het sy teksboek al deurgewerk, briljant om daai kennis te hê, maar as jy dit net so gaan toepas, gaan dit maar dit gaan mooi wees, maar dit gaan nooit meer as mooi wees nie. Ek dink een van daai dinge is, en as mens nou geloof weer eens by hierdie kan insit is, musiek is iets van God af. Soos as jy gaan kyk na die psalms wat geskryf is in die Bybel, daar's 'n baie spesifieke rede hoekom ek dink die Here vir ons musiek gegee het. En Ja. klanke gegee het, en geluide, en voëls wat geluide maak, en honde wat blaf, ja, wat ook al jy dit nou wil noem, maar dat daar's soveel verskillende tipe geluide in die natuur. As jy kan kyk na hoe byvoorbeeld 'n olifant maak, hoe 'n leeu maak, en hoe ons mense eintlik nou deur instrumente, wat ons stemme natuurlik ook stemme is natuurlik ook 'n instrument, Die maar kan primêre instrument. ja, want jy ken natuurlik 'n bietjie meer van dit, maar maar musiek bymekaar kan sit en dit gee vir ons eintlik hoendervleis as ons party liedjies luister wat na ons smaak is en om daai hoe is dit moontlik dat dit so geskep kan word is eintlik 'n vraag. Dis met genade van die Here af van ook deel daarvan om na sy ewenbeeld geskape te wees is om self te skep en dis 'n wonderbare gawe wat die Here gegee het is om musiek te kan skep en dit te gebruik om hom te verheerlik. En ek dink dis maar die enigste onbreekbare reël met musiek is dat in Filippense sê dit natuurlik wat ek sal sommer gou van kry en voorlees. Dis dis belang. Ek wil nie nou Nee, ons verstaan. dopperig voorkom nie, Ek maar is net Jy verstom, doen jy het klaar, jou Bybel maar- hier, maar ja, ek weet nie of ek nog steeds se basis nie. ek lees uit die 33 vertaling hoofstuk 4 vanaf vers 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Verder broers, alles wat waar is,
alles wat edel is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, dit moet julle bedink. En dis die enigste standaard wat geld vir musiek. Ek het maar myself uitgedruk teen Taylor Swift, maar sê byvoorbeeld sy kan aan daai, ek ken haar musiek eintlik net van harmoniese perspektief af, ons moet dit ontleed en so meer, maar Dis jammer. sy het 'n paar interessante goeders gedoen, maar as sy aan daai maatstaf voldoen, great, dit mag ook nie almal se smaak wees nie. Ja, kyk, Taylor Swift het deur 'n baie snaakse, as jy bietjie gaan kyk na haar stories. As jy gaan kyk na haar tipe albums wat sy ook vrygelaat het. Dit raak vrygestel het. Ja, albums wat sy vrygestel het is vrygelaat. Maar vrygestel het is dit raak by die jaar donkerder. En as jy van party van daai woorde gaan luister van wat sy sing in haar liedjies, dan is vir my partykeer besef die mense wat hulle luister, want dit is nie okay nie. So is hierdie jy wat sê jy hou nie van Taylor Swift nie? Ja, ek luister nie Taylor Swift nie en ja, nee, ek dink wat sy doen is nie die tipe fanbase wat sy het en mense glo haar en sing haar liedjies, maar hulle dink nie wat sy hulle sing of glo nie, of wie daarvoor sing nie en wat hulle glo nie. Ek dink dis gevaarlik. En dis waar musiek dink ek 'n godgegewe gawe kan wees, maar ook verskriklik gevaarlik kan wees. Ja, en dis waar die duiwel ook musiek kan gebruik. Wat mense moet onthou, die duiwel, as ek dit nie mis het nie, Aaron Lucifer, was die engel van onder andere musiek, as ek dit nie mis het nie. Ja, ek dink die Bybel ek dink baie teoloë lei dit af, maar hy was met die lof van God betrokke in een of ander wyse. Ek dink nie die spesifieke meganika word vir ons openbaar nie. Maar oor die algemeen, hoe groter die voorreg, hoe groter hoe groter die reg, hoe groter die potensiaal vir misbruik daarvan. En dis 'n groot probleem in vandag se tyd en dis so met enige Aaron, wat is die mooi woord vir 'n celebrity? Ek het nie 'n benul nie. Ja, want ek probeer net dink, okay, kom ons sê maar celebrity is mense se obsessie daarmee om celebrities soos Taylor Swift, soos Travis Kelce, haar verloofde, maar ook te verafgod. Maar ook enige musiek is moeilik want dit kan maklik misbruik word. Selfs onder die klassieke musiekkomponiste, baie van hulle het opsetlike, veral van die latere 20ste eeuse musikante het opsetlik die chaos van existentialisme gaan probeer vasvang in musiek. Ek dink aan Cage veral en Schoenberg, hy is 'n goeie teoretikus, maar sy musiek is neig alles maar tot chaos. Maar dis maar die mens kan dit korrek gebruik, het sy dit na Taylor Swift is wat dit korrek gebruik, het sy dit Rachmaninoff is, het sy dit Bach is, of enige iemand kan dit verkeerd gebruik, ongeag watter styl jy beoefen. So ek dink met musiek is die kort van die lang sorg dat jy aan die maatstaf van Filippense voldoen. Ek smet jou. As jy daai stukkie in Filippense ook nou, jy verwys nou daai stuk. Ek het daai stukke rukkie terug gelees toe ek geopen het vir die, ek kan nie onthou of dit vir die studenteleiers was of so nie, maar as jy na daai stukkie eintlik gaan kyk, is dit eintlik baie die benadering wat akademia volg. Jy moet op dit fokus wat waar is, wat goed is en wat skoon is. Ja. En ek dink om uit daai perspektief te lewe, uit daai is eintlik daai spesifieke vers in Filippense. As jy dit reg kry, dan is jy op die regte pad. En ek dink akademia dit vat vir my presies vas wat akademia probeer regkry. Is om jou gedagtes te hou op dit wat waar is, dit wat goed en dit wat skoon is. Ja, ek stem saam. Want dis hoekom ek hierso sit en nie by Stellenbosch nie. Mic drop, boom. Niks teen maties nie, ek sou myself 'n Kaapenaar. Ja, natuurlik. So ek het respek vir baie van die mense en ek ken heelwat taalkundiges by Stellenbosch. Mense kan nie die hele universiteit onder een kam skeer nie, maar dit is iets uniek wat akademia het. Ja, ek stem saam. En nou om eintlik hierdie vraag oor musiek af te handel. Wat is een liedjie, musikant, genre, enige vorm van musiek wat jy sal sê die grootste impak op jou lewe gehad het? Kan ek 4 aangee? Asseblief. 5. Ek kan ook 5 aangee. Eerstens obskure middeleeuse
komponis, Italiaanse komponis by die naam van Palestrina. Niemand Dis 'n vrou. nee, dis sy van. O. So ek vergeet wat sy naam is maklik om die ouens se van te onthou. Maar Palestrina se Giovanni Palestrina. Sy belangrikheid of hy's bietjie renaissance kan mense sê, maar Palestrina se belangrikheid is hy het 'n oplewing van kerklike musiek in die Romeinse kerk besorg. En sonder hom sou daar 'n geweldige verarming onder kerkmusiek geskied het of plaasgevind het, en hy het sekere innoverings met die teorie na vore gebring. Maar hy het net musiek weer reggeruk vanaf dit het half in 'n heidense praktyk verval, en hy was baie opgrondelik om die skoonheid daarvan terug te win in sy tyd. En hy is vandag vergete, maar hy verdien om onthou te word. Daarna Bach deur en deur het vir sy die wonderlikheid van sy skepping, sy Figas verhaal is op Orwell Figas is my wonderbaar. En dan ou Rachmaninov, Sergei Rachmaninov is sy wisselwerking van klank en dissonansie, oftewel teenklank is, en om dit in 'n samehangende geheel te skep is my wonderbaar. En dan op die heeltemal die teenpool is moderne orkes wat al die lede nog van lewe, 'n jazz orkes, swing orkes, Tuba Skinny. Natuurlik Ek weet nie onthou hierdie naam in die Aiden, maar Tuba Skinny. Tuba is. Maar ek het seker. hulle musiek is net so lekker om na te luister en so opgewek. Natuurlik is van hulle speel baie van die ou swing liedjies waar jy moet maar kieskeurig luister. Maar hulle vertolking van die variety stomp of jazz battle is 110%. Aiden, is dit wat jy luister in jou kar? Ek het mos nie ek het nie 'n radio in my kar nie. Dit het op die R355 tyd tussen Karoo Poort en Kalvinia gebreek, terwyl my pa 120 km hier op die singpad pad gery het. So jy sing maar net terwyl jy ry? Nee, ek luister nie musiek terwyl ek ry nie. Gewoonlik luister ek na T.S. Eliot se gedigte van my foon af van die speakers. En nou kan ons na ons podcast luister. Ja, jy kan na ons podcast luister as jy van jou eie stem hou. Ja nee, maar jy is nederig hou. Ek sal nie na myself luister nie, ek sal na van julle ander meer interessante gaste luister. Nou dalk nog 'n vraag op musiek. Maar dit is meer oor die AI wat nou deesdae musiek kan maak. Wat is jou opinie daaroor? Dink jy dit is goed? Dink jy AI gaan nooit kreatief met musiek kan wees nie? Hy gaan wel net ons eintlik kan help om nog beter musiek te kan maak. Ag, ek dink ek weet nog nie self hoe mooi om oor KI te dink, en ek lag altyd vir KI want ek is nog van die ou garde en ek sien 'n veearts met so lang wit handskoene en planne vir smaltige inseminasie. Ja, my ma het daai fout gemaak met KI en toe sy die eerste keer dit in vergelyking met of in konteks van ChatGPT raak. So hier praat jy oor robotte en kunsmatige intelligensie en jou ma kom jy uit en sy kan nie verstaan wat doen 'n dokter met 'n lang wit handskoen. Inseminasie. Maar lekker. Alle gekheid op 'n stokkie. Ek weet nog nie mooi hoe om van KI te dink nie. Maar ek dink dit gaan nooit die reëls kan verbreek in die wyse wat God vir ons gegee het om die vernuf te hê om dit tot sy eer te kan doen. Want ek moet sê die wonder van musiek kom in wanneer jy die reël behoud van die reëls en breek van die reëls teen mekaar afwissel, en dis wat ek van Rachmaninov waardeer. So, Aiden, jy is 'n kenner as dit kom by poësie en letterkunde, en woorde wat lewe kry. Ek sal nie sê ek's 'n kenner nie, maar 'n belangstelling. Okay, ek dink ons definisies van kenner en belangstelling verskil drasties, want ek is 'n relatiewe kenner oor sekere aspekte van geskiedenis,
Maar ek sal sê dis omtrent ook waar my belangstelling eindig. Nou jy skryf nou natuurlik poesie. Party van ons ouens het 'n belangstelling in meisies, maar daar's geen kennis by. So jy sê dit tomorrow. Julle weet wie julle is. So, Aiden, jy skryf poesie. Ek wil eintlik net weet hoe dit begin het. Was dit tog altyd deel van jou of het jy eendag op 'n stuk papier of in 'n boekie iets geskryf en jy het besef, "Damn, hier is eintlik nogal nice." Die groot T.S. Eliot het gesê dat mense dat digters wanneer hulle oor hulle eie digkuns praat, maar baie versigtig moet wees want dit besoedel maklik die digkuns as te ware. Ek parafraseer hom nou maar van 'n gedagte af. Ek wens ek het die aanhaling vir hulle gehad. Maar Ma se wysheid oor gedigte is dit amebileer die verstand. En ons het met gedigte groot geword. Die grootste deel van ons laerskoolloopbaan was op die bank sit en maar lees vir ons goeie. En ons sou ten minste 2 ure se gedigte elke dag moet hoor. En ons sou moes gedigte memoriseer. So dit het maar deel van ons verstand geword. Maar was veral lief vir die Engelse romantikuste en vir John Milton en John Donne, twee ou Engelse digters. Ek kan hulle hoogs aanraai as mens die argaïse Engels kan deurworstel. So wag Aiden, so terwyl almal anders, alle kinders op jou ouderdom dalk PlayStation of Xbox gespeel het julle gedigte geleer. Ja. Dis ongelooflik. Ek bedoel Ja. Ek weet nie, om 'n gedig te leer, hoërskool was klaar vir my uitdaging om partykeer van daai gedigte te luister wat ons in die klasse moes doen. Ek dink Herman kan dieselfde sê. Maar jy het nie lekker gedigte gehad. 27 April 1994. Maar jy het nie lekker gedigte gehad en dis die probleem. Paternoster. Almal het daai pynlike gedigte moes leer op skool en dit beroof mense van die wonder van die poësie van 100%. En Etienne Leroux, een van ons Afrikaanse 60ers, het gesê in 'n onderhoud, ek dink dit was met Coetzee, kan nie onthou nie, maar hy het gesê dat skryf al as 'n mens iets lees, wil 'n mens altyd begin skryf en dis so met gedig lees en gedig luister word eintlik deel van 'n mens se bewussyn en dan op 'n tyd gaan jy maar begin skryf. Ja, want ek dink die Here het jou brein so ongelooflik gemaak dat as jy iemand anders se woorde sien of sy opinies of soos wat ons eintlik presies net wil jy jou eies vorm. Ja. Jy wil jou eies gaan neersit. So ek stem 100% saam. Ek dink as mense daar eintlik as ek en Herman eintlik daai voorreg gehad het, was ons dalk ook vandag digters gewees. Ek sien 'n digter. Ek sien 'n digter en Joe die Engelsman sê I dabble with poetry. Ja, maar jy doen ten minste. Nee, maar ek het ook al van jare gelees. Dames en here, hy is briljant. Ek het mos nou die dag een van joune gelees wat jy eintlik vir my gestuur het. Ek sal graag wil hê jy hom nou voorlees as jy sou wou. Ek sal ja. Okay. Nou Aiden, jy het ook jou eie, ek wil amper sê digjoernaal begin. Sê ek dit reg, se digjoernaal die akkurate beskrywing daarvan? Poesiejoernaal. Okay, poesie. Wat probeer jy daar doen? Het jy besef ek skryf baie gedigte, daar's baie mense om my wat gedigte skryf. Ek wil 'n joernaal skep om in 'n enkele plek te kry waar al hierdie gedigte bymekaar kan kom. Ek het eintlik so pas met die joernaal begin. Ek het dit na die figuur in Spreuke Ager geneem of vernoem wat natuurlik wysheid in die alledaags gaan toepas het. Maar die doel van Ager of na die joernaal is om 'n onafhanklike stem vir Afrikaanse gedigte te bied, maar sulke gedigte wat nie net beskryf wat rondom ons gaan nie, maar in wat rondom ons aangaan na die groter werklikheid, wil sê God se wêreld en waarheid wys. En ek dink die Toesius het 'n briljante stuk jare gelede eintlik 'n rede aan die Suid-Afrikaanse Akademie gelewer wat hy gesê die digter as siener. En die hele idee van die digter is
die beeld vir ons is die blinde siener wat eintlik dieper waarneming van die werklikheid het en dan druk hy dit uit in alledaagse verskynsels. En ek dink dis maar die doel van Ager is om 'n platform daarvoor en vir sulke gedigtes te bied. Natuurlik gaan ek nie ons eie loflied sing nie. Dit sal julle wees wat die sukses daarvan bepaal. Julle die lesers, julle die kritici. So ek sien uit om te sien hoe dit vaar. So vir jou is dig en kuns eintlik verskriklik belangrik. Wat sou jy sê is goeie raad vir ouers, as ouers dalk hierdie kyk, of vir jou medestudente wat enig ouers gaan wees, moet jou kinders kuns lees, moet hulle gedigte skryf, hoe moet hulle self betrokke maak daarbey, want in die eerste samelewing raak dit vervelig, dit raak uit die mode uit, as mens dit so kan sê. So as jy dalk bietjie daaroor kan vir ons raad gee. Eintlik moet ek my ma op die lyn kry om dat sy nou. ek dink hulle het beradingssessie tans, maar want ma's ons pastorie moeder, so sy doen maar berading. Anders sou ek eintlik gebel het, want sy kan nog baie daaroor praat. Maar dis een van daai verhaal van call a friend, soos jy phone a friend. Moeilike vrae, maar ek kan gaan iemand bel met van miljonair. Maar ek dink lees wyd en diep. Ek bedoel met tas en toevallig van ek drama digbundels rond met my en dit geld vir prosa ook, maar ek het hier 'n bundel van die Hollandse 80ers wat AP Groewe hulle saamgestel het. Ek het T.S. Eliot se versamelde gedigte, ek het A.G. Visser se gedigte by my. En dis redelik uiteenlopende invloede. En ek sal sê lees wyd en dan lees kundig ook. Moenie net nonsens lees nie, meet teen die skrif. Kyk wat die skrif van jou vereis en ontwikkel woordeskat. Kyk, mense begin ek het ook begin jy boots te skryf waarna jy sê nou jy het vir my was die eerste een Wordsworth. Wordsworth moet sy pragtige beskrywings van die natuurwêreld en van menslike bestaan. Natuurlik was my beskrywings nou nie naby so goed nie, maar ek het begin deur hom na te boos en toe kom ek op die communist gedigter Sandberg of socialist gedigter Sandberg se gedigte af hom nageboots, maar in die nabootsing dis soos training wheels op 'n fietsie. Jy gaan uiteindelik jou eie woordeskat en jou eie stem ontwikkel, maar hoe meer 'n mens lees, hoe beter. Ja, want dit is eintlik 'n ding wat mens altyd by skole, universiteite, waar ook al jy jouself bevind, mens veg altyd vir drama, vir die kuns en vir die poesie en want as jy ophou vir dit veg, soos jy sê, dan verloor mens daai denke om jouself te kan op 'n papier uitdruk. Want dit is moeilik. Om iets te gaan skryf is baie moeilik. Dit is nie dat jy moet, en eintlik soos jy nou gesê het, alles begin eintlik eers by die Bybel. Want as jy nie die woord verstaan nie, kan jy dalk gedigte lees wat totaal en al jy van die pad af gaan lei. So eintlik begin jy eers by die Bybel en dan die gedigte en kuns. Ek het so 'n video op bestaan gekyk van 'n ou wat gesê het, skryf as jy wil skryf. Gedigte, stories, enigiets. As jy nie kan skryf, as jy nie goed daarin is nie, as jy nie kan skilder nie, is dit okay, doen dit net. Ja. Want jy verstaan nie wat kan dit eintlik vir jou bied tot jy dit eers doen. Ja, en as mense struktureer doen, is dit dissipline en dit vorm 'n denkwyse net meer as net 'n vaardigheid. So as jy nie kan skryf nie, dan moet jy skryf. Ja, presies, want jy moet daai ontwikkel. Ja. Jy moet daai God gegeewe gawe wat die Here vir baie ander mense gegee het en dalk moontlik het jy dit ook ontwikkel. Ja, en ek dink daai is baie mooi gesê. Aiden, sal jy omgee? Ek het nou die gedig voor my gekry wat jy het op 'n stadium 'n hele paar gedigte vir my gestuur. Hierdie is by ver my gunsteling. Ek sal dit geniet as jy hom kan lees, maar jy kan ook besluit of jy dalk eerder 'n ander een sal lees, maar jy kan besluit. Hierdie is Spes Bona, dit beteken goeie hoop, as ek dit nie mis het nie. So ek sal net vir die luisteraars, net om
te hoor tot waartoe hierdie man in staat is en dis dit hou net gaan aan my eerste keer ook brein. nou wees, So, let's go for asseblief, it. Aiden. As jy wil drama doen terwyl jy dit doen, kyk ons. Spesbana. Spreek u woord vanaf Sionsberg met digte wolk die welk gety van uw aangesig. Wie u aanskou, sekerlik sterf, en tog draai u aangesig deur bloed bevlek na my, op kruin en kruis by Golgotha's-berg. Te helder is u heerlikheid, en geregtig alle daad, gerig is deur die hand, geen hoop het ons verdoemenis, maar het u het geboet, gebreek sy band, en u dra alle smaad, en verskans die heerlikheid. Die dag sal kom, dit is beslis, die koninkryk in krag sal kom, met bliksems en die donderslaa, daag u troon op daardie dag als, behouden sulks soos welbehaag, koester met u heerlikheid wat kom, 'n erfdeel vir altyd, dit is gewis. Ja, ek bedoel, ek sal Dis 'n sê, talent, ek sal sê daai spreek vir homself. Nee, dis regtig. En hierdie dokument is 64 bladsye lank en ek het al elke liewe gedig gelees. Dit is fenominale kwaliteit. So ek dink ek wil eintlik daarby bylas. Dit is vir my wonderlik dat jy 'n digjoernaal begin het, want jy wat so lief is vir poësie. Ek dink mense onderskat die identiteit wat aan 'n kultuur en aan 'n geloof en aan taal gegee kan word deur gedigte, deur prosa en deur musiek, soos ons nou gepraat het. En dis maar eintlik wat gedigte en musiek is. Jy weet, liedjies is net gedigte, al is dit 'n vrye vers, al lê dit 'n rymskema, is maar net gedigte, dis stories, dis mense wat hulle self op 'n papier uitgestort het en so net 'n ongelooflike kuns gemaak het, né? Aiden, vertel ons 'n bietjie van daai webtuiste. Soos wat behels dit? Hoekom het jy dit gedoen? Om vir hulle 'n bietjie meer daarvan vertel, want as hulle 'n bietjie meer daarvan gaan weet, gaan dit obviously jou help, maar dit gaan ook die samelewing help, want jy gee vir hulle jou kennis terug. Kyk, dis nie eintlik veronderstel om my gedigjoernaal te wees en dis ek wil bitter graag hê dit moet 'n instelling wees. Ek het maar net die voorreg gehad om dit om dinge te begin as te ware. So enige persoon wat ons grondgegevens deel is welkom om bydraes in te stuur. Natuurlik sal die redaksie, ek soek nog ander redakteurs, maar ek het daar 'n paar mense wat belangstel. Enige gedig in Afrikaans en verkies streng voorkeur aan Afrikaans, maar as dit buitenspoor goed Engels of selfs Spaans, Duits, Nederlands, enigiets soos dit, sal ons ook oorweging aan gee. Maar ons sit op die webblad uiteen wat ons wil hê en ons wil hê dat deur middel van die digkuns menslike eerstens kennis van God en sy woord deur menslike ervaring en omstandighede toegepas en uitgebeeld word. Ek dink die hoofidee van die joernaal is dan om gedigte wat daadwerklike antwoord tot die uitdagings van die lewe, nie soos die uitdaging, maar net die gedeelde menslike ervaring te bied en lig daarop te skyn. En ons beoog om dan nie tot een tipe vers beperk te word nie. Ons sal kom ons maar sê maar nou aktivistiese vers verwelkom wat sinvol kritiek lewer, dan ook oplossing lewer, maar ons sal ook dan soos Wordsworth bewondering van die natuur en dan natuurlik ook beskrywing van die Here se hand in die natuur verwelkom, of wat ook al gedig dan die Here sal verheerlik in daardie omstandighede, alles van gedigte vanaf iets soos T.S. Eliot se Wasteland tot gedigte oor marmelade. Aiden, baie dankie. Hierdie was ongelooflik. Dit is insiggewend. Dit is altyd lekker om net 'n lekker gesprek met twee van jou pelle te hê. Luisteraars, gaan kyk asseblief na die joernaal en as julle ook iets het om by te voeg, dit sal ongelooflik wees. Ek dink die hele punt wat Aiden probeer tuisbring is dat dit nie net sy
joernaal moet wees. Dit moet amper 'n gemeenskapsprojek wees waarin almal kan werk. Bro, ek het 'n paar gedigte al geskryf wat ek vir Eiden gaan stuur. Ek dink Johannes, jy is ook in staat om so iets te doen. Ja. So ja, dit sal ongelooflik wees, maar Eiden, dis 'n absolute voorreg. Ja, Aiden, regtig baie dankie. Soos ek nou nog sê, dit was ons eerste een en ek dink ons gaan jou definitief weer keer aan weet om gesels. Maar hierdie insig en wysheid wat jy deel is van onskatbare waarde. Maar natuurlik aan die einde van ons podcast is altyd iets wat ons wil gee. Ons wil 'n geskenk gee vir die mense wat hiernatoe gekom het. So vir nou, omdat ons nog baie arm is en studente is, het ons nou nie vir jou iets gekoop wat vir ons regtig eintlik wou nie, want dit sou buite ons budget gewees het. Maar ons het iets vir jou gekoop wat toe ons aan jou dink. Toe dink ons ja, hierdie gaan by jou pas. En jy dra natuurlik altyd 'n hoed en so. So toe het ons besluit ons gaan vir jou wat sou dit word hierdie genoem, Harry? Is dit nie 'n sombrero nie? Sombrero. Dit is 'n sombrero. As jy wil kan jy chips hier uit eet. So jy kan vir jou chips hier ingooi met salsa en al daai jy weet daai chips, Ja. chips hats en dan ja, so wil hoop ons jy dra hierdie op kampus. Ek sou maar 'n dag moet uitboek en dis jy's op kampus dra. Baie dankie julle. Want weet jy het op 'n Yes. ons weet jy het op 'n stadium baie ver gestap kampus toe want jy het nog nie 'n kar gehad het nie. En daai hoed sal alles omkeer, ek beloof jou. Ek dink dit sal baie dankie meneer, dit was Aiden, voorreg. dit was 'n Aiden. voorreg en sterkte met die Dankie. eksamen Ja, en Ja, ja, dankie. dankie my man. Dankie.